Vandag spring ons in 'n ongelooflike storie in. Ons gaan terug in tyd om te sien hoe die mensdom van doodgewoon stap tot vlieg gegaan het. Dis 'n storie van voete, wiele en ja, vlerke. Dink 'n bietjie daaroor na. Hoe op aarde het ons van doodgewoon stap, een voet voor die ander, gevorder tot waar ons teen snelhede kan reis wat ons voorouers se verbeelding sou laat weghol? Dis presies die vraag wat ons vandag gaan probeer beantwoord. Goed, kom ons duik dadelik in by afdeling 1, van voete tot wiele. En ons begin regtig by die begin, lank voor enige engines en selfs voor daardie een eenvoudige uitvinding wat absoluut alles sou verander. Lank voor enige masjiene het die mensdom staatgemaak op die oorspronklike engines, diere. Stel jou voor olifante wat reuse vragte deur digte woude sleep. Donkies, perde en osse was die absolute ruggraat van boerdery en vroeë handel. En dan, natuurlik, die kameel, die beroemde skip van die woestyn, wat handel en oorlewing in die wêreld se droogste plekke moontlik gemaak het. Maar dierekrag alleen kon ons net so ver bring. Nee, die egte revolusie was 'n eenvoudige sirkel. Kyk gou hierna. Aanvanklik het mense maar net swaar goed gesleep. Toe word hulle slim en rol dit op boomstompe, soos die Egiptenare met daai massiewe piramidestene. Maar hier's die kinkel. Die eerste wiel, so 4000 voor Christus, was nie vir vervoer nie. Dit was vir pottebakkery. Eers later het iemand gedink, wag 'n bietjie, wat as ons hierdie ding platdraai en op 'n as sit? En toe die uitvinding van speke, wat wiele ligter en vinniger gemaak het. Van daar af het die wêreld nooit weer dieselfde gelyk nie. En so, afdeling 2, die landvervoerrevolusie. Daardie een wiel het die deur oopgeskop vir 'n absolute ontploffing van nuwe idees op land. Dit het direk gelei tot die masjiene wat ons vandag ken en gebruik. Kom ons kyk vinnig na die evolusie van die fiets. Heel eerste het ons die hardloopmasjien van 1817 gehad. Die naam sê alles. Daar was geen pedale nie, jy het letterlik gesit en met jou voete gestoot om vorentoe te kom. 'n Paar dekades later kry ons die beenskidder. Die groot deurbraak, pedale, maar hulle was direk aan die voorwiel vas. Wat beteken het, elke klip en hobbel in die pad het regdeur jou lyf geskit. Vandaar die naam. En toe, hierdie ikoniese een, die penny farthing. Daai reuse voorwiel het beteken jy kon vinniger ry, maar sjoe, dit was gevaarlik. Een skielike stop en jy is kop eerste oor die stuurstang, nie vir sissies nie. En uiteindelik, in die 1880s, die veiligheidsfiets. Kyk net daarna, dit lyk soos 'n moderne fiets, né? 2 ewe groot wiele, 'n ketting en skielik was fietsry veilig en vir almal toeganklik. Dit het 'n wêreldwye gier geword en veral vir vroue 'n nuwe gevoel van vryheid gegee. Goed, maar vir die regtig swaar werk oor lang afstande was spierkrag nie meer genoeg nie. Dis waar die volgende groot sprong inkom, die stoomengine. Die konsep is eintlik briljant in sy eenvoud. Verbrand iets so steenkool om water te kook, skep ongelooflike kragtige stoom en gebruik daai druk om 'n engine aan te dryf. Die stoomengine het vir ons die trein gegee en kort daarna het die petrol-engine die motor moontlik gemaak. En dit het gelei tot hierdie klassieke tweestryd. Treine, dis goedkoper, jy kan ontspan, maar jy is vasgevang in hulskedules. Motors, aan die ander kant, bied totale vryheid en privaatheid, maar dit kos jou onderhoud, brandstof en natuurlik die risiko van ongelukke. En as ons praat van motors, kom ons praat oor spoed. Toe Karel Benz in 1885 met sy eerste petrolkar vorendag kom, was die topspoed, wag vir dit, 'n skamele 16 km/h. Jy kon letterlik vinniger draf. Spring nou vorentoe na vandag. Japanse maglifttrein, dis daai een wat op magnete sweef, haal snelhede van meer as 600 km/h. 600! Kan jy daai ongelooflike sprong in net 'n bietjie meer as 'n eeu glo? Dis verstommend. Goed, maar die mens se drome was natuurlik nooit net tot die land beperk nie. Ons het altyd na die horison gestaar, eers oor die water en toe onvermydelik na die wolke. Afdeling 3. 'n Reis oor die water is seker so oud soos die mensdom self. Dit het begin met eenvoudige vlotte en rietbote in antieke Egipte. Toe kom die magtige seilskepe wat die wêreld se oseane oopgesluit het vir handel en ontdekking. Maar die ware revolusie op see, weer eens die stoomengine. Dit het vir ons ysterreuse soos die Titanic gegee en ons vir die eerste keer van die genade van die wind bevry. En toe die laaste grens, die lug.
In 1903 het die Wright broers gedoen wat almal gesê het onmoontlik is. Dink hieroor, hul heel eerste vlug in die Flyer het net 12 sekondes geduur. 12. En dit het skaars 37 meter ver gevlieg. Maar daardie 12 sekondes het die 20ste eeu en ons toekoms vir altyd verander. So, dit bring ons by vandag. Afdeling 4. Ons moderne vervoernetwerk. Al daardie uitvindings, al daardie drome het saamgevloei om die ongelooflike onderling gekoppelde wêreld te skep waarin ons nou leef. Kyk net wat ons vandag as vanselfsprekend aanvaar. Ons het hoë spoedtreine soos die goudtrein wat teen 160 km/h jaag. Massiewe vraghouerskepe is die lewensaar van ons globale ekonomie. Vliegtuie het internasionale reis 'n kwessie van ure gemaak, nie maande nie. En ons stoot steeds grense, met helikopters vir reddingswerk tot ruimtetuie wat ons na die sterre neem. Maar, en daar is altyd 'n maar, hierdie ongelooflike vooruitgang het met 'n prys gekom. En dis waaroor afdeling 5 gaan, die versteekte koste van al hierdie spoed. Ons vryheid om te beweeg het 'n donker kant. Die uitlaatgasse van miljoene engines wat ons lug besoedel, die konstante geraas van verkeer in ons stede, die natuur wat moet plek maak vir nog 'n pad, nog 'n brug. En die mees tragiese van alles, die lewens wat elke dag in verkeersongelukke verloor word. So, wat kan ons doen? Is alles verlore? Glad nie. Die goeie nuus is daar's praktiese dinge wat elkeen van ons kan oorweeg. Vir daai kort tripie na die winkel, hoekom nie stap of fietsry nie? Oorweeg elektriese voertuie om uitlaatgasse te verminder en ondersteun openbare vervoer. Elke klein keuse help. En so bring dit ons by ons laaste afdeling. Wat is die volgende stop? Ons het letterlik 'n lang pad gestap, van die eerste stowwerige voetpaaie tot vlugte in die stratosfeer. As jy oor alles terugdink, kom dit eintlik op een ding neer. Elke enkele uitvinding het een fundamentale doel gehad, om dit vinniger, makliker en veiliger te maak om te reis en om goedere te vervoer. En dit los ons met 'n laaste groot vraag. Vir duisende jare was ons storie oor spoed en afstand, vinniger, verder. Maar as ons nou vorentoe kyk, verander die vraag. Waaroor gaan die volgende hoofstuk in 'n storie van vervoer? Gaan dit oor volhoubaarheid, oor konnektiwiteit, miskien oor iets waaraan ons nog nie eens gedink het nie? Wat dink jy?